Ons gesels oor hierdie gedeelte tussen die opstanding en die hemelvaart. Vandag kyk ons na 'n spesifieke gedeelte waar Jesus aan Petrus verskyn het. Ons onthou net voor Jesus gesterf het aan die kruis, het Petrus vir Jesus 3 keer verloon. 3 keer het Petrus gesê, ek ken hierdie ou van geen kant af nie. Nou uit die aard van die saak voel Petrus steeds sleg. Meer as net sleg, hy het opgegee op Jesus. Hy het Jesus verloon en dan ontmoet hy weer vir Jesus. En Jesus kom bevestig die roeping wat hy op Petrus se lewe gesit het. Dis baie duidelik dat Jesus niks teen Petrus hou nie, inteendeel, hy kom bevestig die groot planne wat hy steeds met Petrus het. So in Johannes 21 vers 15 sien ons weer, Jesus vra vir Petrus weer 'n vraag 3 keer. Simon, seun van Johannes, het jy my lief, meer as hierdie? Petrus sê vir Jesus, ja Here, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, gaan versorg my lammers. So 3 keer vra Jesus hom, het jy my lief? 3 keer antwoord hy ja. 3 keer sê hy vir hom, gaan versorg my lammers. Hy kom bevestig in hierdie oomblik, verander alles vir Petrus. Jesus kom bevestig die roeping. Hy's nie meer hierdie skaam ouetjie wat Jesus verloon het nie. Nee, iets anders, 'n dapperheid het binne in hom opgestaan en dis wat die wêreld verander het deur hierdie ou. Maar wat is dit wat regtig verander het binne in hom? En ek wil jou vat na Handelinge 4 toe, so 'n bietjie aan. En dis die Handelinge van Apostels. 2 maande na Jesus gekruisig was. En Lukas skryf vir ons hierso. Hy skryf oor die eerste kerk, voordat die volgelinge van Jesus Christene genoem was nog. Hulle was genoem die weg. En Petrus en Johannes is op pad om te gaan bid, en dan kry hulle hierdie man wat verlam is, van geboorte af lê hy daar by die tempel in bedel. Ek dink al die mense in die omgewing het hom baie goed geken, en uit skuldgevoel het hulle al vir hierdie ou geld gegee. So almal ken hierdie ou, almal ken sy storie, almal weet hy's daar. En dan kom hulle na hom toe en sê, goud en silwer het ons nie, maar hulle maak hom gesond, en hierdie man gaan saam met hulle in die tempel. En die mense is absoluut verbaas. Petrus begin te preek in die tempel, klomp mense drom daar om hulle, en die priesters in die tempels kom, en hulle breek hierdie partytjie op. Petrus en Johannes word gearresteer, want hierdie Jesus boodskap is nou weer terug, en hy's nou amper erger, daar's nou amper meer aan dit, nee. 2 maande later is Petrus en Johannes deur dieselfde mense gearresteer, in dieselfde tronk as wat Jesus was. Nou die kans is goed, dat dieselfde nou met hulle gaan gebeur, as wat met Jesus gebeur het. So jy kan dink wat binne in hulle gebeur. Nee, die volgende dag staan Petrus en Johannes voor dieselfde Joodse raad, die owerstes en die priesters, Annas en Kajafas en die hoëpriesters en hulle seuns. So hoekom kry ons nie hierdie Jesus boodskap groepie dood nie? Dis wat hulle wil doen, nee. Nou iets het in Petrus verander na Jesus aan hom verskyn het, 'n dapperheid. Dan begin Petrus met dapperheid die goeie nuus te verkondig, selfs aan hulle. Julle het Christus gekruisig en God het hom uit die dood uit opgewek. En dan gee hy vir hulle aanstoot. Ek dink nie jy moet op hierdie stadium eintlik aanstoot gee nie, maar hy het toe. Handelinge 4:12. Die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Nou, dis eintlik bietjie kortsigtig hier van Petrus. Hoe kan jy hulle so offend, nee? Enige iemand wat nie 'n Christen is op daai stadium, sal aanstoot vat. Hoe kan jy sê Jesus is die enigste weg? Dis nie 'n sin wat ons kan dink die kerk en haar eerste ouens opgemaak het daar nie, want daar's omtrent 20 priesters daar 2 maande terug het hulle Jesus gekruisig, en nou staan jy hierso en jy druk hulle verkeerde knoppies. Wat hulle nou gaan besluit gaan met jou lewe gebeur. Petrus maak hierdie standpunt. Is dalk swak tydsberekening, maar hulle het hulle vriend en hulle leermeester gesien, hy's gearresteer, geslaan, gekruisig, vermoor, doodgemaak, begrawe, maar tog het hulle hom gesien, God het hom uit die dood uit opgewek. En hulle het saam met Jesus ontbyt geëet nadat hy opgestaan het uit die dood uit. Ja, so ons gee vir julle aanstoot. Ja, dit is kortsigtig, maar dit is wat hulle werklik geglo het. Nou skielik is die een wat Jesus verloon het, nie besig om weg te hardloop nie. Hy's nie meer besig, hy's dapper. Hy het nie 'n bang haar op sy kop nie. Hy sê, jy Annas, jy Kajafas, het Jesus vermoor, julle is skuldig. Maar moenie bang wees nie, God het hom uit die dood uit opgewek. En daar is ook vir julle redding.
Nee, ons lees verder. Toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was. Nou, julle twee manne het gesien wat ons gedoen het met julle meester, julle leermeester, nê? Ons het invloed met Rome, ons klap net ons vingers en julle twee is dood. Was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. En omdat hulle die man wat genees was, by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. Nou, niemand kon dit ontken nie. Vandat die meeste mense gebore is, het hulle die lamman daar gesien bedel. Almal ken hierdie ou, niemand kan dit ontken nie. Die meeste van hulle het uit skuldgevoel uit al geld gegee vir hierdie ou. Toe gaan hierdie klomp priesters een kant en hulle bespreek nou, wat gaan ons met hierdie twee ouens doen? Ons moet hierdie storie doodmaak. Ons moet dit versmoor, want niemand kan stry met hierdie wonderwerk nie. Hulle het besef, hulle kan niks anders doen as om hulle net te dreig nie. Julle mag nie meer die boodskap verkondig nie. Ons sal julle vernietig en hulle laat hulle gaan. Waar dink jy het hulle heen gegaan? Het hulle dalk 'n paar perde gekry, Johannes en Petrus, en toe die vlug geslaan, weg is hulle, niemand het ooit weer van hulle gehoor nie. Ons het amper ons lewens verloor, ons moet hier wegkom. Nee, as jy ontbyt geëet het saam met 'n persoon wat uit die dood uit opgestaan het, verloor jy al jou vrees. Dis wat hier gebeur het. Jy vrees niks en niemand meer nie. Maak nie saak wat hierdie ouens sê en wat hulle aan ons gaan doen nie. Hulle gaan terug na die ander Christene toe wat besig was om te bid en te wonder, jy weet, gaan hierdie twee nou ook gekruisig word. En dan lees ons van die eerste geleentheid waar die kerk bymekaar kom en saam bid. Ons lees die detail van wat daar gebeur het by daai byeenkoms. Waarvoor sou jy gebid het in daai omstandighede, né? Jou lewe is in gevaar, jy het dit net gemaak, nou hou almal jou dop. Hoe sou jy bid? Waarvoor sou jy bid? En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef, gebid, né? Hier's wat hulle gebid het. Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaak het. Here, U is in beheer van alles, die aarde, die diepte van die see. Dit het nie gelyk of die Here regtig in beheer was. Die keiser Tiberius van Rome, hy is in beheer. Nee, sê hulle gee nie om wat die keiser doen nie. God is in beheer. En dan haal hulle Psalm 2 aan, wat deur die mond van U knegt Dawid gesê het. Waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink? Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy gesalfde. So hierdie 1000 jaar voor dit is hierdie Psalm geskryf. Dawid wat so uitgesien het na die Messias se koms, wat dit gesien gebeur het. Hierdie groepie Christene het geglo, ons leef in daai tyd wat Dawid na toe uitgesien het. Hier gebeur het, ons leef in dit. Dan gebruik hulle eie woorde. Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader. Dis nou 2 maande terug. Teen U heilige kind Jesus wat U gesalf het, om alles te doen wat U hand en U raad vooruit bepaal het om plaas te vind. Here, ons weet dat die gebeurtenis U nie omkant vang nie, glad nie. Daarom is ons nie bekommerd nie, ons vrees nie. Dit wat gebeur het, dis deel van U plan. Maar ons het te versoek en hier's wat hulle dan bid. En nou, Here, beskerm ons, hou U hand van bewaring oor ons, soos wat ons ry op vakansie. Help my besigheid om te groei, help my om gewig te verloor en dat my kinders 'n beer sal kry by daai grade school. Nou, dis snaaks, maar dis eintlik embarrassing. Ons gebede, ons bid baie keer so klein, en miskien is dit hoekom daar so min in ons lewens gebeur. Hier's wat hulle werklik gebid het. En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan U diensknegte om met alle vrymoedigheid U woord te spreek. Hulle vra vir nog meer vrymoedigheid en dapperheid en vreesloosheid. Dis hierdie dapperheid wat hulle nou net in die tronk laat beland het, nê. Nou bid hulle nog groter, dapperder, meer vrymoedigheid. En daar was eens op 'n tyd, julle, was daar 'n tipe Christen wat helde gebede gebid het, groot gebede, kragtige gebede gebid het. Daar was eens op 'n tyd 'n soort Christen wat ander geïnspireer het om buite hulle eie grense en gemak te bid, buite die grense van hulle eie behoeftes. Hulle het verstaan dat die toekoms van die mensdom lê in hulle hande, hulle gewig daarvan beleef, en daar's 'n groter doel.
deurdat u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van u heilige kind Jesus plaasvind. Here, ons bid nie vir ons eie behoeftes nie, maar sodat die hele wêreld kan sien dat u seun die hoop en die antwoord vir die wêreld is. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Sonder enige vrees, met dapperheid en vrymoedigheid, ten spyte van die dreigemente, hulle boodskap was anders. Dit was 'n boodskap van hoop wat gegee is vir almal. Mense het by die duisende by hierdie mense aangesluit en geassosieer met hierdie goeie nuus. Hulle vrymoedigheid het niks gedoen te gehad met doktrines en kerkgoeders nie. Hulle het met vrymoedigheid gegaan en dit oorgedra wat hulle gesien het. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus. Hier is die sleutel, nie die gelykenisse of die lesse van Jesus, wat Jesus gedoen het, selfs wonderwerke, nee. Hulle vrymoedigheid en dapperheid was as gevolg van een ding, en dis die opstanding. Omdat hulle Jesus gesien het uit die doodheid opgestaan, het hulle alle vrees verloor. Dit was persoonlik. So, hulle vreesloosheid het verander in 'n absolute onbaatsigtigheid. En dis wat gebeur. Wanneer jy nie meer 'n vrees het om iets te verloor nie, dan verloor jy jou selfsug. Wanneer jy nie meer 'n vrees het om iets te verloor nie, kry jy deernis, kry jy medelee, compassion, vrygewigheid. En dis wat gemaak het dat hierdie vrygewigheid en deernis 'n goddelose Romeinse kultuur wou meer weet van dit wat hier gebeur het. Dis wat gemaak het dat die hele wêreld later begin begeer het wat hulle gehad het, as gevolg van die opstanding